hoop het gaan goed met elkeen van julle en dat julle 'n wonderlike week gehad het. Ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor om in 'n put te wees met baie drome. Ek dink soveel kere het ons drome en het ons dalk al visies gehad van dit wat die Here deur in ons lewe wil kom doen. Dalk ook het jy al profetiese woord gehad wat die Here vir jou gegee het. En ons sit ook in 'n plek en ons sê, Here, maar wanneer gaan hierdie drome, wanneer gaan hierdie woord tot vervulling kom? Jy weet, en ek dink baie van ons, soos ons gaan kyk vandag, soos Josef, sit in 'n plek waar ons sien nie God se planne vir ons lewe tot vervulling kom nie, en dan wonder ons maar hoekom, en ons begin dalk selfs God te bevraagteken. Nou ek wil 'n bietjie vandag stil staan, voordat ons by Josef gaan stil staan en Dawid en by Jesus selfs, wil ek eers by hierdie vers kom stil staan, in Spreuke 13 vers 12, en ek dink dit is die definisie van wat ons baie keer ervaar wanneer 'n droom nie tot vervulling kom nie. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. 'n Begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. En so baie keer is dit soos dit hier sê, jy weet, 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak ons moedeloos. Dit maak ons mismoedig. En so vandag is hierdie boodskap vir elkeen wat dalk so voel vandag. Jy voel dalk mismoedig, jy voel dalk die Here hoor jou nie, jy voel dalk drome kom nie tot vervulling nie, maar ek is hier om jou vandag te bemoedig. So kom ons staan stil by Josef, nommer 1. Nou in Genesis 37 tot 50 kan julle gaan lees. Ek gaan dit half net opsom, sodat julle 'n prentjie kan kry. Ons sien hierso dat Josef kry al klaar 'n droom of 2 op die ouderdom van 15 tot 17 jarige ouderdom. En so dan sien ons ook dat Josef kom eers in sy roeping in vervulling van hierdie drome, eers op die ouderdom van 30 jaar. Dan word hy die eerste minister van Egipte. So dit vat 13 jaar vir Josef van sy eerste droom tot waar dit tot vervulling kom, 13 jaar. Nou, ek wil 'n bietjie met julle gesels oor wat Josef alles deurgaan. Nou, baie van julle ken die storie, baie van julle ken die verhaal, maar Josef word in 'n put gegooi deur sy broers, want hulle is jaloers op hom. Dan sien ons Josef word in 'n tronk gegooi as gevolg van Potifar se vrou, en hy word beskuldig van iets wat hy nie gedoen het nie. So hy word onskuldig in die tronk gegooi. En dan het hy ook hier gesê dat selfs met die hoof van die skinkers, wanneer hy in die drome uitklee in die tronk vir die bakker en die skinker, dan sien ons dat die skinker hom vergeet vir 2 jaar. Jy weet, Josef kom sê vir hom, luister, as jy hier uitkom, onthou my. En dan sien ons die skinker vergeet skoon van Josef. Eers 2 jaar later, wanneer Farao 'n droom het, dan onthou die skinker, o ja, Josef is in die tronk en Josef het my droom uitgelê. So vir nog 2 jaar sit Josef in die tronk. En hier wil ek ook kom sê, behalwe vir Josef se teleurstellings van sy broers, sy vernedering, sy verwerping ensovoorts, dan sien ons ook selfs iemand wat eintlik 'n vriend moes wees, iemand wat hom moes uithelp, moes uitbuil in hierdie situasie, vergeet hom ook. En daarmee het Josef niemand om op staat te maak behalwe die Here nie. En so, dis my eerste persoon waarby ek wil stil staan. En dalk voel jy vandag so, dalk voel jy dat, daar's soveel drome wat die Here in jou losgemaak het, daar's soveel goed wat jy nog vir hom wil doen, maar jy dalk al hierdie put oomblikke beleef, en dalk beleef jy nou juis ene. Dalk voel jy vriende wat jy moes uitpyl is nie daar nie. Dalk voel jy jy's beskuldig van goed wat jy nie gedoen het nie. Dalk voel jy is verwerp as gevolg van ander se jaloesie. Maar jy's op 'n goeie plek vandag. Ons gaan stil staan by Dawid ook volgende. Nou Dawid sien ons, julle kan saam met my gaan lees in 1 Samuel 16 vers 31, al daai hoofstukke. En wanneer ons kyk na Dawid, dan sien ons op die ouderdom van 15 word hy, en hulle skat tussen 15 en 17, word hy deur Samuel gesalf as die koning. En so dan sien ons ook dat hy word koning van Juda op die ouderdom ook van 30, en dan op die ouderdom van 37 van die hele Israel. En so is belangrik om te sien dat selfs met Dawid, vat dit 15 jaar voordat die roeping wat God op sy lewe het,
waar hy gesalt is as koning, voordat dit tot vervulling kom. Nou intussen is dit nie net maklik vir Dawid. Ons sien dat Dawid word verwerp deur Saul, hy word vervolg deur Saul. Hierdie persoon wat sy mentor moes wees, is die einste ene wat hom wil doodmaak, wat jaloers is op hom, ensovoorts. Ons sien dat Dawid selfs in grotte moet wegkry. En so ons sien dat Dawid ook nie 'n maklike paadjie het. Nadat God hom roep, tot waar die droom tot vervulling kom, is 'n baie harde pad. En Dawid moet maar ook baie klippe kou. So, ek wil hê julle moet hierdie goed raak sien, want dit is belangrik vir jou om te sien dat God gee vir jou en my drome. God gee soms vir ons 'n profetiese woord. En dan dink ons, Here, hierdie ding, hierdie profetiese woord, hierdie droom, hierdie visioen moet binne die volgende 6 maande, 3 maande, 'n jaar dalk plaasvind. Waar God sê nee, ek het 'n tydsberekening rondom hierdie plan, rondom hierdie droom. So byt jy net vas, hou vas in my, moenie moed verloor nie, moenie jou vertroue in my verloor nie, want dit sal wel tot vervulling kom. Nou laastens wil ek stil staan by Jesus. Nou Jesus sê ons ook moes klomp verwerping beleef en ervaar voordat hy die grootste droom om die hele mensdom te red tot vervulling bring. Nou interessant dat Jesus ook al 12 jaar oud was in die tempel. So Jesus het al op die ouderdom van 12, en julle kan dit gaan lees in Lukas 2 vers 46 en 47, en dan ook in Lukas 3 vers 23, kan julle dit gaan lees. Dan sien ons dat Jesus is al op die ouderdom van 12 besig om te luister na ander se onderrig en ook self antwoorde te gee en onderrig te gee. Maar dan sien ons eers op die ouderdom van 30, waar hy werklik in die bediening instap en in beweeg. En dit vat vir Jesus 18 jaar, hoor mooi, vandat hy besef en sy ouers besef, en selfs die mense daar, want dit sê hulle was verbaas oor sy antwoorde en verbaas oor sy onderrig. Dan sien ons dit vat Jesus van 12 jaar af tot en met 30 jaar, 18 jaar voordat hy in sy roeping instap. En so ek wil kom sê vandag en jou kom aanmoedig, moenie dink God het vergeet van jou. Moenie dink God vergeet dit wat hy in jou geplaas het, die visie wat hy vir jou gegee het, die roeping wat hy op jou lewe gesit het nie. Moenie dit minag nie. God is besig. God is besig met iets groots. En as Josef 13 jaar moes wag, as Dawid 15 jaar moes wag, as Jesus selfs 18 jaar moes wag vir God om sy drome in hulle volkome na vore te bring en tot vervulling te bring, dan wees ek en jy om na 6 maande, na 'n jaar, selfs na 5 jaar God te bevraagteken. Hy is besig met groot dinge. So moenie jou pit oomblikke verag nie. Moenie dink, Here, ek is in hierdie pit oomblik waar ek alleen dalk voel, waar ek voel die drome wat U vir my gegee het kom nie tot vervulling nie. Moenie dit minag nie. God is besig. Nou ek en jy gaan dalk pit oomblikke in 2025 beleef. En dit is so. En daarom wil ek jou kom bemoedig vandag met Genesis 50 vers 20. Wat hoor mooi wat sê Josef dan ook. Hy sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou my daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. En hoor mooi Josef se optrede teenoor sy broers. Hy sê, luister, julle wou my kwaad aandoen, maar God het hierdie alles bewerkstellig sodat ek 'n groot volk kan red van hongersnood. En so ons sien Josef se volwassenheid, ons sien hoe hy geestelik gegroei het in hierdie tronk, in hierdie pit oomblikke, het hy toegelaat dat God hom laat groei en dat hy deur die inspirasie van die Heilige Gees tot insig kom, sodat hy God se groter plan kan raak sien en dit dan ook kan uitvoer. Nou hoor mooi wat sê Habakuk 2 vers 3. Dit sê die openbaring of die visie geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly, wag, as dit nie nou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. En so wil ek kom sê dat God se visie, God se droom vir jou lewe, sal nie uitbly nie. Dit sal nie vir altyd uitgestel bly nie. God sal dit kom vervul. God sal dit kom doen.
Ons moet net ook inval en geduldig bly by sy tydsberekening. En nou wil ek hê, julle moet saam met my gaan na Romeine 8 vers 28, so 'n bekende gedeelte. Dit sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En so mag ons weet dat in hierdie wagperiode is God besig om karakter te bou. Is God besig om ons volwasse geestelik te maak vir wanneer hierdie roeping op ons lewe kom, wanneer hierdie droom tot vervulling kom, dat ons die nodige karakter, wysheid, insig gaan hê om dit uit te voer volgens God se plan en God se doel. Ek het hier gesê, God se planne en tydsberekening is dikwels nie onmiddellik sigbaar nie, maar dit word altyd vervul. Moenie opgee nie, God werk selfs in die donkerste tye aan iets groots. So mag ek en jy weet dat ons pitoomblikke is God se oomblikke, waar hy ook besig is om ons te vorm tot eer van sy naam. Nou ek wil hê, voordat ons verder gaan, jy moet dink aan 'n pitoomblik of 2. Jy moet dalk dink aan 2024, dalk selfs al hierdie jaar, of in die jare voor die tyd. Wat was jou pitoomblikke? Hoe het jy dit hanteer? En hoe sal jy dit nou hanteer? Het jy dalk geestelik gegroei deur hierdie oomblikke? Wat het God in jou kom wakker maak? Wat het God vir jou kom leer en kom uitwys in hierdie oomblikke? En so mag dit jou bemoedig dan om vorentoe te beweeg, om te sê, Here, maak nie saak wat 2025 gaan gebeur nie. Maak nie saak wat my pitoomblikke gaan wees nie. Ek gaan vertrou op U. Ek gaan sterker staan. Ek gaan meer volwasse wees in my geestelike pad en my geestelike verhouding met U, en ek gaan as oorwinnaar aan 'n kant uitstap. Nou, ek wil graag hê ons moet na die volgende gedeeltes toe gaan met hierdie vraag, en dit is: hoe behoort ons pitoomblikke te hanteer? Wat sê die woord vir ons? Hoe behoort ons op te tree in ons pitoomblikke? Nou ek het die eerstens gesê, nommer 1, vertrou op God se tydsberekening. Habakuk 2 vers 3 kan julle dan ook gaan lees, en dit is wat ons dan nou ook by stil gestaan het. Vertrou op God se tydsberekening. Nommer 2, bly in geloof en moenie moed verloor nie. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 23. Dit sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. So God doen wat hy beloof, en daarom moet ek en jy vashou aan geloof en moet ons nie moed verloor nie. Nommer 3 het ek gesê, bly gehoorsaam en doen wat God verwag. Jakobus 2 vers 17. Hier wil ek kom sê, hou vas aan die Here. Onthou, geloof gaan saam met dade gepaard. Ons kan nie, wanneer ons in 'n pitoomblik is, nou iewes skielik God verwerp, iewes skielik afvallig raak, iewes skielik sê, maar God, U kom nie deur vir my nie, so weet jy wat, ek gaan ook maar my dinge net self doen nie. Nee, God vra dat ek en jy nog steeds sal gehoorsaam bly, hom nog steeds sal dien in ons pitoomblikke. En dan het ek hier vierdens gesê, moenie God bevraagteken of sy karakter, in sy karakter twyfel nie. Romeine 4 vers 20 en 21 sê, hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. So hoor mooi van Abraham se geloof. Abraham hou vas aan God, ten spyte sy moeilike omstandighede, ten spyte sy pitoomblikke, hou hy vas aan die Here in geloof. Nou vyftens het ek hier gesê, gebruik die wagperiode vir geestelike groei. Gebruik die wagperiode vir geestelike groei. En hier wil ek hê, julle moet saam met my gaan na Jesaja 40 toe. Vers 31. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke en hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Belangrik hier dat
Die ander vertaling sê ook, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Mag ek en jy soos 'n Josef en soos 'n Dawid en selfs soos Jesus wag op die Here. Mag ons bly vertrou op hom. Mag ons toelaat in hierdie wagperiodes, in hierdie pitoomblikke om geestelik te groei. Mag ons tyd met hom deurbring. Mag ons op sy woord staan. Mag ons gedurig bid. Mag ons groei in hierdie wagperiodes, sodat wanneer die droom verwaar word, wanneer hierdie roeping tot vervulling kom, dat ons geestelik sterk sal wees en die nodige karakter sal hê. En laastens het ek gesê, sê dankie vir die beloftes wat nog vervul moet word. Filippense 4 vers 6 sê dit duidelik vir ons. Dit sê, gaan na God toe met smeking, maar ook met danksegging. En dan lees ons in Hebreërs 12 vers 1 ook, wat is geloof? Geloof is om op iets te hoop wat nog nie daar is nie, om klaar te vertrou op dit wat nog nie gebeur het nie. En so wil ek jou kom bemoedig. Sê dankie vir God reeds voor die tyd, vir dit wat hy wel gaan doen, vir dit wat hy wel tot vervulling gaan bring. Moenie twyfel in sy karakter nie, moenie moed opgee nie, moenie uitklim uit God se verhouding met jou en sê, Here, hierdie ding werk nie, ek gaan eerder iets anders doen, ek gaan U nie meer dien nie. Nee, hou vas in hom, staan sterk, bou jou geloof in hierdie wagperiodes, laat toe dat God jou karakter ontwikkel. En so ek wil vir elkeen vandag kom bid, vir elkeen van julle wat hierdie video kyk, wat dalk in 'n pit oomblik is, wat sê, Here, daar's soveel drome wat nog nie tot vervulling gekom het nie. Daar's soveel dinge wat U al hier vir my gesê het, profetiese woorde dalk, wat nog nie tot vervulling gekom het nie. Dan wil ek jou kom bemoedig vandag, bly vas staan in die Here. Hy gaan dit beslis doen. Dit vat net tyd soms, en ons moet vashou in God se goeie karakter. Moenie moed opgee nie, maar laat Josef, laat Dawid, laat Jesus Christus vir jou die voorbeeld hier ook wees van om te wag tot God se droom in jou lewe tot vervulling kom. Want dan is dit mooi, then it's beautiful, dan is dit pragtig, en dan is daar ook groot impak en baie vrug. So kom ons bid saam vandag. Vader, ek kom bid vir elkeen wat kyk na hierdie video. Here, wat al soveel vrae het, wat vra, Here, hoekom met sekere drome, visie, profetiese woorde nog nie gerealiseer nie, nog nie tot vervulling gekom nie. Mag U, Here, vandag hulle vul met nuwe krag. Mag U hulle vul met vrede, om te weet U sal beslis dit volbring. U is 'n waarmaker van U woord. En daarom bid ek, Here, dat U hulle sal ophelp vandag. Daarom bid ek, Here, dat selfs in hierdie pit oomblikke, dat U aan hulle sal bewys dat U hulle nie vergeet het nie, maar U sal kom doen wat U beloof het. Dit sal uitkom. En so, Here, ek kom bid vandag, dat hulle nie sal moed opgee nie. Ek kom bid, Here, dat hulle sal bly staan in geloof, dat hulle sal bly vashou aan U, want U is 'n goeie God, en Here, U het soveel groot planne vir ons, en U sal dit tot vervulling bring. Mag, Here, Josef, Dawid en Jesus U ultimately vir ons so 'n groot voorbeeld wees, wat 13 jaar, 15 jaar, 18 jaar later eers sekere goed gesien het. Mag ons nie moet opgee nie, maar mag ons aanhou hierdie wedloop hardloop met geloof, met volharding, wetende U sal deurkom. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Blessings vir elkeen van julle. Mag julle vashou in die Here, mag julle 'n amazing week hê, en weet God is 'n waarmaker van sy beloftes.